Ons is vandag hier by die DSK Groen Campus, waar ons die eerste koringoesfees vier. Dis 'n wonderlike geleentheid waar ons met ons skooliere, ons personeel en die gemeenskap en ons vennote kan dankie sê vir 'n wonderlike jaar waar ons seëninge ontvang het hier by die Groen Campus, waar ons vir kinders in 'n praktiese manier die beginsels van voedselsekuriteit en landbou kan illustreer. So 'n jaar gelede het die bestuurskant van die skool gaan oorweeg, wat gee ons vir ons kinders? Wat is die omgewing waarin hulle groot word? Hoe die omgewing verander? Wat is uniek aan hierdie omgewing? En gee ons vir ons kinders die regte toerusting om die wêreld daar buite te betree? En as 'n mens kyk na die vinnige verandering van die wêreld daar buite, dan het ons al in die verlede baie veranderinge gehad. Maar een van die aspekte wat baie vinnig beweeg en waar kinders tans baie aan blootstelling kry, is sosiale media. En binne in die sosiale media kry ons baie dat moeilike konsepte, soos byvoorbeeld voedselsekuriteit, die druk op natuurlike hulpbronne, op 'n manier aangebied word wat baie sensasioneel is, maar dit is nie altyd die werklikheid nie. Ons het toe gaan huiswerk doen en gaan kyk in Suid-Afrika, by laerskole, is daar 'n kurrikulum wat eintlik regtig die konsepte van voedselsekuriteit en volhoubare landboupraktyke, die omgewingsbestuur, of daar so 'n kurrikulum is wat dit in 'n sinvolle of 'n samehorige manier aanbied. En kon eintlik vasstel dat daar geen kurrikulum in Suid-Afrika is. Ons het toe in 2025 die kurrikulum ontwikkel en hier by ons by die DSK skool ingebou in die bestaande kurrikulum. En eintlik regtig 'n waardering gekry vir hoe die kinders die materiaal kan verstaan. En dis moeilike konsepte, maar as jy dit op die regte manier aanbied. En ons het die DSK Groen Campus hier ontwikkel met 'n spulpunt, ons plant en ons stroop en ons bewerk op die manier soos wat dit in die praktyk, in die realiteit is. En die kinders kan dit sien. En daar's verskeie aspekte daarbey betrokke, nie net plant en stroop nie en die grond nie, maar ook tegnologie. Dit is waar ons dan ons vennote ingekry het in die spasie, waar ons byvoorbeeld Agrico ingekry het, Laveld, John Deere. Dis alles maatskappye wat gefokus is op produktiwiteit, op tegnologie, die nuutste tegnologie wat beter ons kan laat boer, meer koste-effektief en volhoubaar. En dis van daai konsepte wat ons toe in die vak ingebou het. Die kurrikulum is op so 'n manier ontwikkel dat dit eintlik 'n vak is wat nie 'n wiskunde of 'n wetenskap of biologie vervang nie. Dis die standaard vakke, maar die manier hoe die vak opgestel is, dit vat die konsepte uit daai vakke uit en bou dit dan in 'n geïntegreerde manier na voedselkettinge, na landboupraktyke, sodat dit dan eintlik 'n addisionele vak is wat skole in die land kan gebruik om hulle kinders eintlik se blootstelling te verryk in hierdie veld. Ons het die hele Groen Campus konsep ontwikkel rondom 3 aspekte. En dit is die gemeenskap, jou geliefde vir jou gemeenskap om jou skool, en ons besef hoe belangrik gemeenskap is rondom 'n skool. Jou omgewing, dat jou liefde vir jou omgewing en dan jou liefde vir jou skepper. En dit is die 3 belangrike aspekte wat ons ingebou het in hierdie kurrikulum en waar ons 'n groot geleentheid sien ook vir skole se impak op landelike gemeenskappe. As ons dink aan werksekerheid, aan voedselsekuriteit, is hierdie een van die konsepte wat 'n mens op 'n baie vroeër ouderdom al by kinders kan vestig. En dit is eintlik waar dit in die toekoms gaan, is om liefde en konsepte op 'n baie laer en 'n jonger ouderdom by kinders te vestig. En as dit eers gevestig is, al word hulle 'n prokureur of al word hulle 'n dokter of 'n ingenieur, daai landbou verstaan, jou liefde vir jou omgewing, die verstaan van die natuur en jou skepper en jou gemeenskap, hoe belangrike rol 'n gemeenskap in 'n skool speel, is belangrike konsepte wat ons glo 'n kritiese rol in die toekoms van Suid-Afrika in hierdie land kan speel, in die heling van die land en die gemeenskappe. As ons na die pad vorentoe kyk, sien ons 'n geleentheid om hierdie vak dan nou te begin bemark na ander laerskole in Suid-Afrika. So tans is ons die enigste laerskool wat landbou as 'n vak aanbied en ons sien die geleentheid daarin om dan nou met vennote uit te brei na ander laerskole in Suid-Afrika. Wat die DSK se rol gaan wees is om die inkubasiesentrum te bly, met ander woorde om van die nuutste tegnologie
as ook kurrikulumontwikkeling en verbeteringe kan ons dan hier doen. Ons kan dit prakties illustreer en dan kan ons van die onderwysers en die personeel wat dan nou by ander skole betrokke is, kan ons dan ook hier na die DSK toe bring. Hulle kan dit hier ervaar hoe ons dit doen. Ons kan ondersteuning bied as ook opvoeding, hoe ons die kursus dan kan aanbied in 'n klaskamer.